maatjies, wag julle al lank. Bernaldus, Joachim, die maatjies is hier in die biblioteek is baie deurmekaar. O, is dit so laat? Ek het nou so lekker geslaap. Ek het ook geslaap. Hoekom roep jy ons, Christoffel? Ek roep julle om die biblioteek te kom opruim natuurlik. Kyk hoe deurmekaar is dit. Dit lyk nie vir my so deurmekaar nie. En wat gaan jy nogals doen terwyl ek en Joachim die biblioteek opruim, Christoffel? Ek gaan vir julle en vir die maatjies 'n storie vertel natuurlik. Jippie, 'n storie. Watter storie gaan jy vertel, Christoffel? As julle so lank al die boeke begin afstof, sal ek vir julle die mooiste, beste storie vertel wat julle nog ooit gehoor het. Die storie van Sewe Wytjie en die dwergies. Ja, wie? Sewe Wytjie. Dit is nie so 'n storie nie. Toe is. Het gaan oor 'n prinses wat by die dwergies gaan woon het. Dit was Sneeuwwitjie. Gaan jy nou dat ek die storie vertel soos ek wil, Bernaldus? Ja, ek wil ook die storie van Sewe Wytjie hoor. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Dis oor daardie so 'n storie as nie. Eendag, lank gelede, was daar 'n pragtige prinses met die naam Sewe Wytjie. Sy het saam met die koning en koningin in die kasteel gewoon. Maar die koningin was 'n aaklige vrou wat jaloers was op Sewe Wytjie oor sy so mooi is. Die koningin wou vir Sewe Wytjie doodmaak. Vreeslik. Ek dink nie ek hou van hierdie storie nie. Die koningin het elke dag vir Sewe Wytjie 'n giftige appel probeer gee om te eet. Maar Sewe Wytjie wou nie die appels eet nie. Sy besluit om liewer in die bos te gaan woon. Dis glad nie hoe die storie gaan nie. Jy vertel dit verkeerd. Diep in die bos kry Sewe Wytjie 'n huisie. En in die huisie woon daar 3 dwergies. 7 dwergies. Net 3 Bernaldus, net 3. Die 3 dwergies sê toe vir Sewe Wytjie, sy kan maar by hulle woon. Die eerste dwergie boer met piesangs. Die tweede dwergie boer met pere. En die derde dwergie boer met heerlike soet appels. Elke dag maak Sewe Wytjie vir die dwergies die heerlikste vrugteslaaitjie van al die vrugte. In die regte storie het die dwergies in die myn gewerk en daar was 7 dwergies. Maar ek vertel die regte storie. Dis hoe dit in die boek staan. Luister net. Die aaklige koningin het 'n baie slim goue lepel gehad wat kon praat. En op 'n dag vertel die lepel vir haar presies waar Sewe Wytjie nou woon. Die koningin is baie vies. Sy vat een van die giftige appels en gaan na die dwergie se huis toe om vir Sewe Wytjie te gaan doodmaak. Ek wil liewer nie verder luister nie. Die arme Sewe Wytjie. Wat het toe gebeur, Christoffel? Toe die aaklige koningin by die dwergie se huisie kom, sien sy dat Sewe Wytjie besig is om vrugteslaai te maak van die piesangs en die pere en die appels. En kan jy dit glo? Daar sit sy stilletjies die giftige appel in die bak neer. Sewe Wytjie weet nie dis die giftige appel nie en sy vat dit uit die bak, skil dit mooi af en eet dit. Nee, moenie die appel eet nie, Sewe Wytjie. Dis nie hoe die storie gaan nie, julle. Toe Sewe Wytjie die appel eet, val sy net daar op die grond neer en sy wil nie weer wakker word nie. Die 3 dwergies probeer hulle bes, maar Sewe Wytjie roer nie. Hulle dink sy is dood. Hulle is baie hartseer. Kom ons maak vir haar 'n glaskus waarin sy kan lê onder die appelbome, sodat almal haar kan sien, sê hulle. Ja, dis 'n slim plan. Sy is te mooi om te begrawe. Op 'n dag kom 'n prins op sy perd aangery en hy sien die mooi Sewe Wytjie daar in die glaskus lê. Hy stop dadelik en klim van sy perd af. Sy is so mooi, sê hy vir die 3 dwergies. Kan ek nie maar vir haar 'n soentjie gee nie? Haai, die prins wil vir Sewe Wytjie 'n soentjie gee. Maar net toe die prins vir Sewe Wytjie soen, word sy wakker en sit regop. Sy was nie dood nie. Almal was baie bly.
7 Wykie het toe met die prins getrou en hulle het vir ewig en altyd saam in sy kasteel gewoon. Niemand het die aaklige koningin weer gesien nie en hulle het elke dag lekker vrugteslaai gemaak van die 3 dwergies se piesangs en pere en appels. Die einde. Hoi Christoffel, dis 'n mooi storie. Ek het sommer baie daarvan gehou. Dis nie regtig wat gebeur het nie, Joachim. Christoffel vertel die storie verkeerd. Dit was nog steeds 'n mooi storie. Baie mooi. Ek hou van 7 Wykie en die 3 dwergies sommer baie.